die Loenheid daar agter. Môre maatjies, ons is weer lekker in Pretoria en die bloeisels blom, daar kom appelkose en perskies. Wag voor ek nou eers oor al die vrugte praat, kom ons onthou dis nou kinderbybeltyd, nê? Kinderstories. Maats en ons is by die boek Josua, hulle moet die volk nou in die land invat, die beloofde land wat Vader Jahwe beloof het. Maar Josua is 'n man van strategie, dit beteken hy het 'n plan en hy stuur eers 2 verspieders. Sê verspieders? Verspieders is 2 dapper manne. Hulle 2 gaan daar waar die vyand bly en hulle gaan kyk hoe lyk die stad, hoe lyk die land. Onthou hulle lank terug het Moses mos ook 12 verspieders gestuur en 10 het kom klaar. En toe bly hulle nog 40 jaar in die woestyn. Nou het Josua weer 2 verspieders en die 2 gaan. En hulle gaan daar in die dal, daar by die Jordaanrivier, by die dorpie Jerigo verby. Maar dit gaan die eerste een wees wat hulle moet gaan veg. En hulle gaan daar na 'n tannie met haar naam is Rahab. En net toe hulle daar is, toe kom iemand met 'n kinderstorie by die koning van Jerigo aan en sê, hierso is 2 Israeliete en hulle kom kyk hoe sterk is ons en waar kan hulle inkom? Hulle gaan ons land kom vat. En hulle stuur soldate daar na Rahab toe en sê vir Rahab, gee 'n bietjie daai manne, ons wil hulle vang. Maar Rahab was betyds gewees. Sy het hulle bo op hulle dakke was so plat, het sy klomp sulke vlas, so strooi gehad, né? En sy het hulle daaronder weggesteek, Lia, dat niemand hulle sien nie, want die soldate kyk daarbo en hulle sien net strooi, maar daaronder het 2 manne gelê en wegkruip. En sy sê vir hulle, ja, hulle was hier, en ek het maar nie geweet, hulle is verspieders nie, ek het maar net vir hulle kos gegee, maar hulle het gevlug, hulle is weg, ja, gou uit die poorte van die stad, in die veld gaan soek hulle. Maat, en daar gaan die soldate van die koning en hulle gaan soek daai verspieders. En al die tyd lê hulle nog op Rahab se dak. En sy sê vir hulle, hoor hierso, ons weet dat julle God, die God van Israel, het vir julle hierdie land gegee. En niemand gaan vir julle stand hou nie. En ek vra julle asseblief, as julle kom in hierdie stad verwoes, dat julle vir my en my pappa en mamma en boeties en sissies nie sal doodmaak nie. En hy 2 verspieders sê ja, want sy het mos nou vir hulle weggesteek en hulle lewe gered. Toe sê hulle vir haar, ja, jy moet net nie vir die koning sê dat ons hier weggekruip het nie. En sy sê vir hulle, maar dit is toe nou nag, net is al donker. Sy laat hulle daar uit, want haar huisie was so in die stad se muur. Sy laat hulle met 'n tou afklim, 'n rooi tou, en hulle sê vir haar, onthou die dag as ons kom in hierdie stad inneem, dat hang net hierdie rooi tou hier buite, dan sal ons weet waar bly jy. Want ons gaan later dit weer lees in Josua, hoe hulle haar huisie gespaar het. En daar's daai 2 manne daar uit. Nou maats, eendag moet julle 'n bietjie prentjies kyk. Dis sulke verskriklike hoë kraanse, verskriklike hoë berge. Soos daarby, wat se hoë berge ken julle? Nee, Mount Everest bietjie te hoog. Hier in Suid-Afrika, kom ons sê maar daar by George se berge, nee, Outeniqua berge of Tafelberg, sulke berge, of daar die Drakensberge. Hulle is toe daar op met die Jordaan, daai berge langs die Dooie See, en hulle kruip vir hoeveel dae weg? 3 dae, in grotte, want onthou nou, hulle moet wegkruip, want 'n ander koning soek hulle kruip vir 3 dae weg, en na 3 dae, toe gaan hulle terug na Josua, toe sê Josua, ons kan gaan, Vader Jahwe het vir ons hierdie land gegee. So maats, nou is ons baie opgewonde, want ons gaan nou in die boek Josua sien hoe die Israeliete hierdie beloofde land intrek. Onthou julle al die ander verhale, Frankie, van ongeloof en kla en murmureer. Dit het nou eers 'n bietjie, die Israeliete het nou hulle les geleer, nou gaan hulle hierdie beloofde land ingaan. Maat, so gee Vader Jahwe vir ons ook in Yeshua beloofde land, beloftes, lewe, en ons moet elke dag baie dankie sê daarvoor. En dapper wees, soos daai 2 verspieders. Kom ons maak die oogies toe. Dankie Vader Jahwe vir u wonderlike woord,
Dankie dat ons kan lees van die Israeliete wat in die land gaan intrek. En dankie dat ons as u kinders die ewige lewe in Yeshua ontvang. Help ons om elke dag dapper te wees en vir u te lewe in Yeshua. Amen. Totsiens maats, en is een van die dae lente.